Johannesburg se munisipaliteit en Randwater word deur die DA hof toegeneem oor die al ewige gesloer om water te voorsien. Areas soos Melville, Emmerensha en Greenside wat al vir weke sonder water is. Maar daar is 'n paar Johannesburgse inwoners wat dink dat ons 'n guldige geleentheid het om die goudstad terug te laat keer na moeder natuur. Ons skakel regstreeks oor vanaf ons nuusateljee na Lia Jordan. Tiaan, in die voorstad van Parkwood is daar 6 slaggate in net 500 meter. Van hulle is so groot dat net soos Helen Zille, die inwoners hulle nou ook gebruik as swembaddens en mini-opgaardamme. In tipies Bear Grylls styl voed die inwoners hulle kinders op 'n oorlewing en selfvoorsiening. Plante wat voorheen as 'n onkruid bestempel was in die park se pragtuine, soos snotterbel, word nou gekook en gebruik in slaaië. Ryk in omega-3 vette, Vitamiene A en C en oksidante. Die perdeblom se blare word getrek as tee en voorberei as 'n alternatief tot spinasie. Ek dog mens kan net 'n wens maak as jy 'n valskerm saadjie blaas. Kirsten Foster het ondersoek ingestel op Midrand se inwoners en hulle strewe na onafhanklike waterverbruik. Tiaan, Johannesburg kry jaarliks 760 ml reën, meestal gedurende die somermaande. Dit werk uit op 760 liter per vierkante meter jaarliks. Die gemiddelde erfgrootte in Johannesburg is 60 vierkante meter. Met ander woorde, elke gesin kan tot en met 450 000 liter water opgaar per jaar. Dis 3 keer soveel as wat 'n gesin nodig het wat net 150 000 liter water per jaar gebruik. En die inwoners hier gaan dit op proef stel en probeer om heeltemal onafhanklik te word van die watervoorsieningsnetwerk wat heidaglik in baie stoel. Daar het julle dit. Meer en meer geografie wat te verskyn kom om ons en Ngoli wat stuk terugkeer na die natuur. Lekker aand.